Goeiedag en baie welkom by hierdie week se oordenkings. Dankie dat jy vandag saam met ons inskakel en hierdie week saam met ons weer gaan nadink oor wie God is, waarmee hy besig is in ons lewens. En ek hoop dat hierdie week jou sal help om iets nuuts van God se hart weer te ontdek. Nou, ek onthou nog toe my vrou vir my vertel het, sy is swanger met ons eerste kind. Ek was regtig opgewonde, sy nie so baie nie. Ek kon amper nie wag om die nuus met almal te deel, met my ouers, my vriende. Dis nogal snaaks, nee, wanneer iets wonderliks met ons gebeur, wil ons dit deel. Dit laat my dink aan die psalms. Het jy al gesien hoe baie uitnodigings is daar vir mense? Kom, laat ons jubel. Kom, laat ons die Here prys. Kom, laat ons hom aanbid. Ek het al gewonder hoekom dit so is. Luister byvoorbeeld in Psalm 95. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots van ons redding. Laat ons met lof na hom toe gaan en hom met lofsange prys. Vir my klink dit nie soos mense wat probeer om ander te oortuig om God te aanbid nie. Nee, hierdie klink soos mense wat iets van God ontdek het en eenvoudig net sê, jy moet dit ook sien. En dis presies wat met Andreas gebeur het. Johannes vertel dat hy vir Jesus ontmoet. En die eerste ding wat hy daarna doen, is om sy broer Petrus te gaan soek. En hy sê vir hom, ons het die Messias gevind. Ek hou hiervan, hy probeer nie 'n debat wen nie, hy probeer nie alles verduidelik nie, hy sê eenvoudig net vir sy broer, hy sê, Boetie, ek het hom ontmoet, jy moet kom en sien. Ek glo dit is waar aanbidding begin, nie by 'n lied nie by gebede nie harder probeer nie. Aanbidding begin wanneer ons God begin sien vir wie hy werklik is. En nêrens sien ons God duideliker as in Jesus nie. As ons na Jesus kyk, ontdek ons die Vader. Ons ontdek sy hart, sy genade, sy geduld, sy goedheid. En wanneer daardie waarheid jou hart begin raak, dan word aanbidding nie meer iets wat jy probeer doen nie. Dit word die natuurlike antwoord van iemand wat God ontmoet het. So, dink vandag aan een ding wat jy die afgelope tyd weer van God ontdek het. Iets wat jou opgewonde maak oor hom. En ek wil jou uitnooi, moet dit nie vir jouself hou nie. Vertel dit vir iemand. Nie omdat dit 'n werk is nie, maar omdat jy weer opgewonde is oor iets wat God in jou lewe doen. Jy hoef nie 'n preek te gee nie, net 'n eenvoudige sin. Die afgelope tyd het ek God weer ontdek in hierdie, en ek wil dit graag met jou deel. Dit is dalk presies wat iemand nodig het hierdie week. Dalk bemoedig dit hulle lewens om weer God te vertrou. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U die heeltyd aan die werk is. Dankie dat U tot vandag toe mense uitnooi om U raak te sien vir wie U is. En dalk vir ons wat vergeet het van al die goeie dinge waarmee U besig is in ons lewens. Wil U nie asseblief net weer vandag ons oë oopmaak nie. Mag ons opnuut opgewonde wees oor die feit dat God is aan die werk in ons lewens. En mag ons een goeie ding vandag met mense net deel oor dit wat U vir ons kom doen het. Geef ons die moed en die krag om dit te doen. En dit vra ek in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou, namens die hele beleefspan wens ons jou 'n wonderlike dag toe. Mag jy vandag in God se goedheid vasloop. Mag jy iets van sy hart ontdek. En mag sy vrede jou hart en gedagtes bewaar.